Gideon, 'n bekende persoon uit die geskiedenis. Maar hy het 'n baie moeilike tyd deurgemaak. Soveel so, dat ons kan sien dat hy erg getwyfel het oor God se plan met hom en sy mense. En tog weet ons dat hy ook later 'n geloofsheld geword het. In Rigters 6 vers 13 sien ons vir hom waar hy met die engel praat. Hy sê vir die engel van die Here: "Ekskuus meneer, maar as die Here by ons is, waarom kom al hierdie dinge oor ons? Waar is al sy magtige dade waarvan ons voorvaders ons vertel het, toe hulle gesê het die Here ons nie uit Egipte bevry nie? Nou het die Here ons in die steek gelaat. Hy het ons oorgegee in die mag van die Midianiete." Nou jy kan hoor dat hierdie man wat wanhoopig is, teleurgesteld en eintlik in sy verwagting in die Here wat hy gekoester het, is nie voldoen nie. Die Here het nie volgens hom gedoen wat hy beloof het om te doen nie. Nou ons weet dat dinge later tog baie goed verander het, maar dit is waar hy was. In Hebreërs 11 vers 32 sê die Hebreërs skrywer met verwysing na al die geloofshelde: "En wat moet ek nog meer sê? Die tyd ontbreek my om te vertel van Gideon." En dan noem hy ook ander soos Barak, Samson en Jefta, Dawid, Samuel en die profete. Maar saam met almal kom hierdie twyfelaar van 'n Gideon se naam ook op die lys van mense wat tog geglo het en deur die Here gebruik is. Nou my vriend, ons glo nie altyd nie. Ons twyfel soms, ons wonder soms, werk dit, is dit die moeite werd? Al hierdie dinge wat rondom ons gebeur, is dit die moeite werd om aan te gaan? Is God nog in beheer? Wel, Gideon het getwyfel en God het hom aan Gideon bewys. En Gideon word geken as geloofsheld. Kom ons bly glo. Al is dit ook hoe moeilik. God is in beheer, my vriend. Daar gaan uitkoms kom, al voel dit nie vandag so nie. Loop mooi.